straf met iemand geword. Ek glo dit met my hele hart. Weet jy want die woord van die Here sê dat die duiwel is 'n leienaar en hy is die vader van die leuns. En dit beteken dat hy so goed kan jok dat dit soos die waarheid lyk. Dat hy weet hoe om met jou en my te smokkel, met ons emosies en ons gedagtes, en hoe om ons te laat glo dat sy weergawe waarheid is. Omdat hy baie keer ook die woord gebruik om dit te verdraai. En baie keer sal hy iemand anders te gebruik, na wie ek opsien. Baie keer sal hy 'n kerkmens gebruik. Dis hartseer wat dit gebeur. Alles sodat ek moet begin twyfel in God se liefde vir my lewe. Of God my raak sien. Of ek nog die Heilige Gees van God het. Ek weet nie van jou nie. Daar is 'n donker plek om in te gaan. Wanneer die vyand reg kry om jou te laat voel dat God het sy Gees van jou al weggevat. Ek weet nie of jy al op so 'n plek was waar jy begin dat die Here, ek het die Gees van God verloor. Nou dit is sodat die stem van die Heilige Gees kan stil word in my lewe weens my eie opsetlike hardkoppigheid, as ek dit so mag stel. Maar hy het nog nooit geval. En ek wil vanmôre wil ek dit verklaar dat die duiwel is 'n leienaar en God kan nie lieg nie. Hy is 'n waarmaker van sy woord en as hy gesê dat hy jou lief, dan het hy jou lief. En die liefde sluit ook straf in. Woord sê ek tugtig hulle wat ek lief het. So ons moenie dink dat die liefde maak dat jy kan doen wat jy wil. Kyk, julle wat kinders het, julle is vrek lief vir hulle, maar hulle kan nie maak wat hulle wil. So daai liefde sluit baie keer straf en tugtig en nie regwys en alles, maar dit bly maar word nie minder jou kinders. So ek wil vanmôre oor al vingertjies verwys. Prys die Here, maar ek wil vanmôre ernstig wees, want ek is omgekrap vir die vyand. Dit mag dalk nie so lyk nie, maar ek het ons het Woensdag aand ook, dit sê het ons geestelike oorlog gedoen teen die vyand, want dit ek sê ek het nou net bietjie genoeg gehad van sy streke en sy nikke. En dit is vir my hartseer wanneer ek na boeties en sissies kyk en ek sien hulle gaan deur 'n moeilike tyd, maar hulle hoef nie daar te wees nie. Maar so maar ons moet aanslaai. Ja, maar ek hoef nie alles te vat wat die vyand vir my gee. Ek hoef nie altyd te laat voel dat ek is aan die verlore kant nie. Dit hoef nie vir my altyd te voel dat hoekom moet ek net heeltyd keer. Ergens moet ek in oorwinning staan. Ergens hoef ek nie heeltyd te staan en vuurtjies doodmaak nie. Ergens hoef ek nie en dit sê nie die vyand gaan nie vuur aansteek nie en ek het nie aanslaan nie, maar ek is die een wat in oorwinning moet staan. Ek is nie die een wat heeltyd moet voel, ja, pastoor, ek moet net vuurtjies doodslaan en ek moet net hierso. As die vyand jou kan regkry om vure dood te slaan, gaan jy moeg word. You're supposed to be a fire starter. Jy is veronderstel om die vure aan te steek. Jy is veronderstel dat vyand moet wegvlug. Jy is veronderstel om autoriteit te hê oor al die krag van die vyand. Jy is veronderstel om vanmôre in die oorwinning te staan wat God jou voorgeroep het. Ek en jy, dit sê nie ek gaan nie moeg raak nie, maar as ek moeg raak, dan het ek die Gees van God wat vir my krag gee. We are supposed to be on the winning side. We are supposed to be. En ek is moeg daarvoor om te sien hoe die vyand my boeties en sissies en my eie lewe aanval en dit voel net heeltyd. Here, as jy nog daar, hoor jy dit, hoor, sien jy my raak, kan jy nog hoor wat ek sê vanmôre. En ek wil hierdie skrif met die deel wat die Here op my hart sal hê vanmôre. En ek weet dat die Here praat hier met Israel, maar ek het vanmôre terwyl ek dit lees, ervaar hoe die Here dit vir iemand persoonlik wil gee. En dit is Jesaja 49 vanaf vers 14 tot en met vers 16. Jesaja 49 vanaf vers 14
tot en met 16. Hy sê, maar Sion sê, nou sit sommer jou naam daar as jy wil, as dit van toepassing is tot jou. So moet nie jou naam daar insit, as dit nie jy is nie. So jy kan maar sê, maar Jakob sê, die Here het my verlaat, en die Here het my vergeet. Is daar vanmôre iemand hier wat vanmôre voel, Here, ek is so moeg om te stry, dit voel net of, waar is die Here? Sien, ek glo nog, en ek het hom nog lief, maar Here, sien u my nog raak? Here, hoor u my nog? Here, hoe lang moet ek met hierdie goed sukkel? Here, hoe lang? En ek het vanmôre vir jou goeie nuus, want hierdie skrifgie stop nie daar nie. Maar ek gaan verder. En God sê, hy sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet, dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie, of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Kyk, ek het jou in die palms gegraveer, my handpalms gegraveer, en jou mure is gedurig deur voor my. Daar in die Nuwe Testament praat die Here, hy sê, my skape luister na my stem, en hulle ken my, en ek ken my skape, en kyk, ek hou hulle in my hand, en niks sal hulle ooit uit my hand uit kan ruk nie, en my Vader wat hulle aan my gegee het, hy is groter as wat ek is, en niks sal my, as my hulle ooit uit my hand uitruk nie. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat God, die God wat vanmôre sê, as jy na my stem luister, daar's voorwaardes, ek moet na sy stem luister. Maar ek wil vanmôre met iemand praat in hierdie plek wat gedurig deur voel, dat die Here, ek weet nie of God my raak sien nie, ek weet nie of God my hoor nie. Ek wil vanmôre weer sê, God begin nie 'n ding in 'n mens nie. Hy gaan jou nie koop met die kosbare bloed van Jesus Christus en jou dan net los nie. Hy gaan, hoekom sal die Here sy seun laat sterf op die kruis van Golgotha? Hoekom sal hy deur al daai pyn en daai lyding en al daai goeders gaan, sodat ek gered kan word, en nou dat ek gered is, nou los hy my, en sê, nou moet jy maar net sien, hoe kom jy by die hemel, nou moet jy maar net sien, hoe gaan jy dit maak. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat hy, wat die werk in jou begin het, hy is getrou en regverdig, om dit te voleindig. Ek wil vir jou sê, dit is nie altyd maanskyn en roos nie. Ons gaan baie keer deur storms, ons gaan baie keer deur situasies waarvoor ek nie alles die antwoord het nie. Daar baie keer goed waardeur ek gaan wat ek nie verstaan nie. Daar baie keer goed wat nie vir my lewe sin maak nie. Maar ek weet een ding, maak nie saak waar ek gaan nie. There's one thing that I know, that wherever I may go, Jesus' love will never fail me. Hy sien die vyand as hy my kan regkry om te begin twyfel in die liefde van die Here, dan begin ek in ongeloof staan. Want as ek begin twyfel, nou weet ek nie meer of die Here my liefhet nie. Want as ek twyfel, en as hy my kan regkry om te twyfel, begin ongeloof gebore word. En wanneer ongeloof gebore word, dan begin ek ons met selfbejammering en twyfel en al hierdie goedes. En ek wil vanmôre vir jou sê, dat God soek weer vanmôre iemand wat kan vertrou en kan sê, ek weet, dit maak nie saak waardeur ek in hierdie wêreld gaan nie. My God sal my nooit vergewe en hy sal my nooit verlaat nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat die duiwel wil jou laat voel vanmôre, niks maak sin in my lewe nie. Ek weet nie meer hoe om te bid nie. Ek weet nie meer of ek reg bid nie. Ek weet nie of God my gebede meer hoor nie. Dalk moet ek iets verander. Daar is net een ding, dat ek moet my vertroue in die Here sit en weet dat sy liefde vir my is groter as my liefde vir hom, en dat hy sal my nie val nie. Hy het my nie gered om my te los nie. Hy het my gered sodat ek saam met hom kan wees. Hy sê hy gee my die ewige lewe. En ek vanmôre vir jou sê, en hy sê jy sal in ewigheid nooit verlore gaan. En ek praat vanmôre met wedergebore kinders van die Here wat probeer
om heilig te leef. Praat nie vanmôre van mense wat met die genade speel en maak wat hulle wil nie. Ek praat vanmôre met bloedgewaste, geesgevulde kinders van die Here wat in hierdie plek sit en sê, Here, ek het U so lief, maar ek raak moeg. Ek kan nie meer hierdie stryd vat nie. Ek kan nie meer hierdie siekte vat nie. Ek kan nie meer, niks maak meer sin nie. Ek weet nie of ek krag het om deur hierdie dinge te gaan nie. En dit voel vir my, omdat ek so voel, dat God is nie in hierdie saak nie. Aaron staan goed daar en ek staan hier. Ek wil vanmôre vir jou sê, maar dis 'n leuen. Hy sê ek is saam met jou. Ek is met jou tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Maar as die duiwel kan regkry dat jy vanmôre twyfel in die liefde van die Here, het jy moeilikheid vanmôre. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy kan nie eens op jouself staat maak nie, want jou eie liefde is feilbaar. But you can trust God because His love is forever and ever. His love will endure forever. Ek wil vanmôre vir jou sê, en dit is omdat ek op my liefde staat maak vir hom, dat ek in 'n goud beland, want ek kyk na myself en sê, Here, ek het soveel foute, Here, ek val U so baie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, ek bid in hierdie week, en praat ek met die Here, sê, Here, as dit van my afhang, gaan ek dit nie maak nie. Kom ons wees eerlik. Here, as dit van my moet afhang om die hemel te maak, weet ek nie hoe goed ek dit maak. Ek wil dit maak. Ek het 'n begeerte om heilig te wees. Ek het 'n begeerte om skoon te wees. Maar as ek myself kry, dan gebeur daar goed by stopstrate. Ek praat nie, ek is nie eens stom nie, maar gister het iemand vingertaal met my gepraat. Gelukkig het ek dit nie gesien, Jessie het dit gesien. Ja, ek het gesien wat sy wat by die tannie jou sien, ek het gelukkig ek het dit gesien. Maar weet, ek is nie eens doof nie, en hulle vingertaal. Maar as ek gaan let op hierdie goeders om my, as ek nou op myself gaan moet vertrou, as ek op my eie gemoedstoestand moet vertrou, gaan ek dit nooit maak nie. Maar kan die Here eer. Daar was tye gewees wat ek soos die verlore seun gevoel het in die varkhoeke. Daar was tye gewees wat het vir my gevoel, die Here, ek voel so ver van my huis af. Daar was tye gewees wat ek, weet jy wat is interessant van daai seun in die varkhoeke, die verlore seun, julle ken die verhaal van die verlore seun. Weet jy wat is die benaming wat nooit verander het in sy hele journey nie? Seun. Was een ding wat niks verander het nie. Hy het nie weeskind geword nie, hy het nie slaaf geword nie, hy het niks hy was verloor, maar hy was seun. En hy maak een belydenis, hy sê ek sal na die huis van my vader gaan. Maar ek sal gaan om soos 'n slaaf te word. Maar hy sien sy geboortereg het nie verander omdat hy sy erfdeel uitgegee het. Sy van het nie verander nie, Angeline. Hy was in die varkhok, kom ons sê nou maar, hy was in die huisel. Maar hy was in varkhok, in die varkhok was hy in die huisel. Sy bloedlyn het nie verander, omdat hy gesmag het na varkpele nie. Sy bloedlyn het nie verander en sy van het nie verander, omdat hy sy erfporsie uitgegee het. Hy was iemand se kind. Hy het 'n pa gehad. Hoeveel van u se kinders, insluitende my, ek het 'n pa gehad voordat dat hy nog leef, my ma's klap en die Jesus. Maar daar was 'n tyd wat ek in hierdie wêreld was. Ek het 'n aardse pa gehad. Dat as hy my gesien het in my toestand, hy nie die toestand raak gesien het nie, maar sy seun raak gesien. En wat hy gedoen het, was nie omdat ek verlore was nie, maar omdat ek sy kind is.
Die liefde van 'n pa het gemaak. Van 'n aardse pa en 'n hemelse pa. Dis hoekom ek hier is vanmôre. Want my val het nie verander omdat ek 'n alkoholist is. Jy moet dit vat vanmôre. Jy moet dit hoor vanmôre. Daar's tye wat jy voel, jy sit in die varkhokke, maar jy's gekoop. Jou bloedlyn het verander. Daar het iets gebeur. Jy behoort aan die koning van die konings. Jy's 'n pa wat in die hemel is. Jy's 'n kind van jou Vader wat vir jou lief is en wat vir jou omgee. Is jy miskien waar jy moet wees vanmôre nie, dalk is jy nie, dalk waar jy moet wees nie. Dalk voel jy vanmôre, Heer, hoe kan ek met my pa nou praat? Hoe kan ek vanmôre? Because you are a son and a daughter of the King of Kings and a Lord of Lords, and His love will never fail you this morning. And the devil tells you this morning, there's no way home, there's no way back. Daar is geen manier om terug te gaan nie, but there's a blood of Jesus Christ. Hy sê, in sy naam is Jesus. Hy sê, niemand wat aan die Vader gaan, behalwe deur my nie. Daar is 'n oop deur wat vanmôre van die kinders van die Here is in hulle, wat Jesus aanneem vanmôre, hierdie deur sal oop staan, totdat hierdie blou as skure gaan oopbreek vanmôre, wat ek vir jou sê, that the door home is still open, you are still loved by Him. Ek wil vanmôre vir jou sê, dat gaan God altyd tevrede wees? Nee. Sal God my digtig as dit nodig is? Ja. Here, gee my dan eerder 'n pak skema. Raas eerder, ek het al baie keer om te droog gemaak geestelik. Dan sê ek van die Here, raas eerder met my. Voeder my eerder. Dawid kom op 'n plek waar God vir hom sê, jy mag nie die volk tel nie. En hy gaan en hy tel. Hy wil nou eers kyk wat sy sukses is daar. En hy tree op teen God. Sy hart. En God gee vir hom 3 keuses. Of jy val in my hand, of dit gaan gebeur, of dit gaan gebeur. Kies. As Here, ek sal eerder in U hand val. Want daar sal ek genade. Here, gee U my eerder pak saam, maar nie laat my die vyande my pak saam. Raas U, ek sal uit U hand uitvat wat ook, want daar's genade in my, in God se hand. En as God dan met my moet raas met my, maar dankie Here, my van verander nie. Hierdie is diep vanmôre. En die vyand wil vanmôre vir jou sê, there's no way home. Of God sien my nie raak nie, of ek het te ver weg gedwaal, of dit lyk of I want to tell you, He loves you. Because He loves you. Because He loves you. Hoekom het hy my lief, Here? Dit maak vir my geen sin. So wanneer jy nou gesing het, en ons het nie daarby gekom nie, wat sê, He made the stars to shine. He made the rolling sea. He made the mountains high. But He made me. And this is why I love Him. Want hierdie groot God wat alles gemaak het, sterf vir my. Hy kon my oorgemaak het as hy moes. Sê nee, kom ons maak maar Jakob 2.0. Want hierdie ene het nie lekker gewerk. Ons try ons begin van voor. Maar God is nie 'n kwade met alle respek. God sê, hy sê, selfs die klei val dikwels in die hand van die pottebak. En dan gooi ek die klei weg. Nee. Sê, dan vat ek dit. Halleluja. Ek maak iets niks. En een van die grootste probleme in my geestelike lewe, wanneer ek val, is ek probeer weer terugkom waar ek was. Wie het al gebid en sê, Here, ek wil net weer terugkom waar ek was. Daar was 'n tyd gewees. Ek wil net weer daar kom. Ek het vir jou nie, God sê, ek gaan jou nie terugkom waar jy was. En jy het al so hard gewerk, sê ek net weer daar uitkom.
Maar sien, toe jy daar uitgekom het, was dit deur die krag van God en jy het geval en nou probeer jy uit jou eie uit weer daar uitkom. Miskien as ek nou meer bid, miskien as ek dit doen, miskien as ek meer Bybel lees, sal ek net weer daar kan uitkom. En nou kry jy dit nie reg om daar uit te kom nie. Want jy doen alles wat jy gedoen het die vorige keer, maar jy vergeet dat die vorige keer was dit deur die leiding van die Heilige Gees, 'n natuurlike proses. Toe God jou siel gered het, het hy jou gevorm en jy het jou gemaak, nou jy geval en nou probeer jy jouself weer maak om daar uit te kom. God sê ek maak iets nuuts. En ons grootste probleem is ek probeer terugkom waar ek geval het. God sê, nie as jy mos nou is wat jy was, want jy mos nou weer val. Want wat jy was, maak nie saak hoe awesome tyd dit was nie, jy het geval. So kom wil jy weet dit wees. Ek wil iets niets nou doen. Jy sien, en dit is waar die geheim lê, dit moet wees deur die krag van God, sy Heilige Gees. Where you just come, and you just fall in love with Him all over again. As ek die liedjie, ek dink ons moet dit nou net sing dalk as die Gees dit toelaat. So I keep falling in love with Him. Over and over. And over and over again. En die van julle ken nie. Want dis waar die geheim lê. Is dit ek net verlief raak op hom. En verlief raak op hom. En verlief raak op hom. Want hy val my nooit nie. Ek haas my nou tot die einde, is nie 'n lang boodskap vanmôre nie. Dit is kort en kragtig. Die Here op my hart gelê om vanmôre iemand in hierdie plek te sê dat God sê ek het nie opgegee. Amen. Ek het nie opgegee op jou nie. Ja, maar dit voel of ek ervaar U nie. God sê dis nie 'n feeling nie, my kind. My dogter, dis nie 'n feeling nie. Feeling word daar uitgebore, maar dit is verstaan oor 'n feeling. Nie 'n gevoelsak nie, is 'n geloofsak. Glo jy dat God sê hy jou nooit sal los nie? Maar pastoor, ek maak droog. Hy weet jy maak droog. Toe hy jou gered het, het hy geweet jy gaan val. Toe hy jou naam geskryf het in die palm van sy hand, het hy geweet hy gaan val. Maar hy wil net hê dat jy moet hom vertrou. Genoeg met, see, we can trust God wanneer dit goed gaan. Ek kan God vertrou met die goeie goed in my lewe, maar ek kan hom nie vertrou wanneer ek fouteer nie. Nou is dit stil. Ek kan God vertrou wanneer ek lekker kan Bybel lees. Oh, nou is die Here naby. I can trust Him when I feel good, when I can pray. But the moment that I fall, I feel that nou kan God nie meer werk wat ek kan nie. As God net kan werk as ek kan werk, dan het ek moeilikheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, as nou 'n liedjie wat hulle sing, even though that I can't see that He's working, I know that He's working. Because He's a miracle worker. He's a promise keeper. Hy hou aan werk, al kan ek dit nie sien nie. En wanneer ek op my laagste is, dan word sy krag die meeste in my lewe. Jy dink God se krag word die meeste wanneer jy goed voel. Ek wil vanmôre vir jou sê, God se krag word in swakheid geopenbaar. Ek wil hier met op jou voete staan, ek het die woord gebring. Die Here praat vanmôre baie ernstig oor hierdie plek, waar die Here praat spesifiek. Hy praat met almal, maar hy praat vanmôre spesifiek met 'n individu. Vanmôre vir jou te sê, I will not fail you. I will not forsake you. I will not leave you. You can trust me. Jou van het nie verander nie. Jou van het nie verander nie.
Jy is nie 'n weeskind nie. Jy is nie 'n aanneemkind nie. Jy is wedergebore. Jy is gebore in die bloedlyn in. Jy is nie net gekoop nie. You've been born into this family. You are my daughter. You are my son. And I love you. But I need you to trust me. Lord said, I need you to trust me this morning with your salvation. I need you to trust me that I am able to save. I am able to heal. I am able. God sê vanmorgen, ek is jou pa. Met alle respect teenoor hom, ek is nie een wat ligtelik praat, wanneer ek praat van my hemelse Vader. Praat dit met alle respect en alle eer, en hy is goed. Maar hy is ook my pa. Hy is my hemelse Vader. En ek kan hom toe gaan. Ek kan hom toe hardloop. Want hy het dit droog gemaak. Hier my kinders, is die vinnigste wat hulle vir my uitkom, wanneer hulle droog gemaak het. Alles hulle met lijn shift. Is nie eers goed nieuws. Partykeer hou hulle stil, doordat die goed in die lig begin kom. En dan weet hulle, there's no other choice. Dis net my pa wat kan help. We have a heavenly Father. For we have a heavenly Father above, with eyes full of mercy and a heart full of love, and He really cares when your head is bowed low. Consider the lilies, and then you will know we are the Heavenly Father. Sê, kyk na die lelies van die veld. Kyk na die voëls. God sorg vir die bossies. God sorg ook vir jou. Jy het vanmorgen persoonlijke gebed nodig.